Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. Wanneer ons hierdie koortjie sing, dan dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy het vir haarself gesê, as maar net die soem van sy kleed kan aanraak, dan sal ek genees word. Jy sien, sy het reeds gesien gebeur, sy het uitgespreek, sy het verklaar, en dit was so gewees, volgens haar woord. Halleluja! Prys die Here! Kind van die Here, soos jy gesien het, soos geadverteer, jou oorwinningskreet is in Christus Jesus. Ons oorwinning vanmôre is in niemand anders as in die Here nie. Dis net in hom vanmôre, wat ons oorwinning is vanmôre. Maak dat wat jou omstandighede is vanmôre nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gaan en hy kan dit verander. Jy moet maar net glo. Jy moet maar net glo. As môre met die woord begin, dan wil ek begin daar in Deuteronomium in ou Moses. Moses was geroep gewees om die volk uit slaverny uit te lei. Moses sterwe. En dan is daar 'n opdrag aan Joshua. Ek wil graag net so 'n paar verse daar lees. Vers 7, Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf en sy oog was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie. Mense kan nie vir jouself indink 120 jaar oud, jy hoef nie brille te dra nie. Woe! 120 jaar oud, jy hoef nie met 'n kierie te loop nie. Mense, verstaan jy, daai man het nog krag gehad op 120 jaar oud. Ja, die Here my 120 jaar oud, hoe sal ek lyk teen daai tyd dalk miskien? Biltong, spierwind. Kom het dalk mooi hier. Wat was daar? Maar nie Moses nie. Moses was nog sterk en vol krag gewees. Hoekom? Hy het 'n pad met God gestap. Amen. Hy het 'n pad met God gestap. Vers 9 sê, Josua, die seun van Nun, was vol van die gees van wysheid. En die rede hoekom hy was, want Moses het hom die hande opgelê, en die kinders van Israel het na hom geluister en gedoen, soos wat die Here Moses beveel het. Kind van God met handoplegging gebeur daar dinge, as jy glo. Ek glo vanmôre, daar gaan dinge gebeur. Daai bloederprobleem gaan vanmôre iets van die Here wees. Genoeg het die vyand gesteel, man. Genoeg wil jy vandag wakker hou. Genoeg wil jy laat omdraai, rond laat rol. Met hoofpyn en ander dinge. Genoeg is genoeg. Amen. Ons wat terug vanmôre. Hoor as jy die woord van God, daar in Josua 1. Dis waar ons begin vanmôre. Ek het tyd tot so 6 vanaand net kan klaar maak. Werk sê weer so. Wees rustig. Prys die Here, Josua 1. Die opskrif daar, Josua volg Moses op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek, die beloofde land in. Die land van melk en honing. Nou moet jy verstaan, kind van God, meer as 500 jaar gelede was hierdie land alreeds aan Abraham beloof gewees. 430 jaar is die volk daar in ballingskap, 40 jaar in die woestyn moes hulle rondswerwe. Maar die belofte van God het dieselfde gebly. Sy belofte verander nooit. Sy woord is ja en amen. Jy weet, baie keer bid jy en jy vra, Here, ek wil graag doen, dan maak die Here hy deur toe. Weet jy hoekom maak hy deur toe? Omdat die vyand agter daai deur skuil. Hy is op die reg deur oopmaak, as hy oopmaak, dan maak hy 'n dubbel deur vir jou oop. Hy swaai hom jou dubbel oop. Jy moet luister môre, kind van God, hoor mooi. Die Here gee Josua bevel om deur die Jordaan te trek en hy bemoedig hom om volmoed te wees, hy moedig hom sterk te wees. Maar jy moet vanmôre verstaan, kind van God, dat die bevel aan ons vanmôre is net om die evangelie uit te dra nie, maar is ook om die duiwel te oorwin in die naam van Jesus. Dus as jy opstaan in die môre met die duiwel, weet jy opgestaan en jy klaar begin vlug. Vers 1 en na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, daar is 'n opdrag wat gedoen moet word. Trek deur die Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee.
En hierdie versie lê, mense hierdie vers 3, elke plek waar jy jou voetsool, kan jy dink, elke plek waar jy voetsool op neersit, dit behoort aan hom, kind van God, elke plek waar jy jou voetsool vandag neersit, vat ons terug by die Here vanmôre. Amen. Ons vat terug. Hy sê, en dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, van die woestyn van die Libanon, af tot by die groot rivier, die Eufrat rivier, die hele land van die Hetiete, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand, let op, niemand, sal vir julle standhou al die dae van julle lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat beerwe. Die beteken jy mooi verstaan, kind van die Here. Nie deur eie krag nie, maar as deur 'n werktuig van God. As deur 'n werktuig van God, hy word deur God gestuur, sodat hy hierdie land kan beerwe. Wat ek, hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed. Ander moenie vreesagtig wees, jy moenie moedeloos word nie. Gehoor by hierdie week se boodskap, so maklik raak ons moedeloos, so maklik raak ons vreesagtig. Ons moet op God vertrou, omdat God alles sal uitvoer wat hy in sy woord gesê het. Hy sal nou net gesê, wees net baie sterk en volmoed om nou gesê te handel volgens die hele wet, wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daar nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesê kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou week voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Kind van die Here, dit is die pad na sukses. Gehoorsaamheid aan God. Vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want ek, die Here jou God, is met jou, oral waar jy heen gaan. Halleluja. Vader, baie ons môre het gelees 'n gedeelte. Heilige Gees, ek plaas nou alles in u hande. Ek is nou net 'n instrument en niks verder nie. Kom spreek een, kom doen u soos u wil môre. Laat u wil en u wil alleen geskied. In die naam van Jesus môre, dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Dat hierdie saad sal groei tot eer en verheerliking van u heilige naam. Amen en amen. Kind van die Here, kom ons gaan die volgende gedeeltes wat ek vinnig wil lees voor ons by die woord uitkom vanmôre. Die tweede gedeelte is Joshua 3. Joshua 3 vers 6. En Joshua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Joshua, vandag sal ek jou begin groot maak voor die oë van die hele Israel, sodat ek kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. En vergeef ons môre is missioneel raak. Dis my woord die dag toe die bediening instap, was dit die woord ek by die Here gekry het. Hy sê, vandag sal ek jou groot maak. En die Here het gedoen, ek was introvert gewees, die Here kom verander my, en hy maak my extrovert. Prys die Here, ek kon nie eens voor 5 mense in die klas praat nie. Die Here kom verander. Jy sien die Here, as jy jou roep, dan bemagtig hy jou. Jy hoef maar net gehoorsaam te wees, te doen wat hy sê jy moet doen, hy sal die res doen. Ek ervaar die salwing van die môre vanmôre hier nie. Vers 14. En toe die volk wegtrek hulle tent om deur die Jordaan te gaan, die priester wat die verbondsark dra, op die voorkant van die volk moet verstaan vanmôre, kind van God, die verbondsark is die teenwoordigheid van die Here in die midde. Soos die Gees van God vanmôre hier in ons teenwoordig is. Hy is in ons midde vanmôre, hy is tasbaar vanmôre. En net toe die draers die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die waters insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan, wat van die bokant afkom en dit opbrei soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee het heeltemal verdwyn, toe het die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik by staan op
droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het. Let op, in die droë grond, daar is 'n persoon, ek wil in die naam met 'n boek geskryf sê, dit is nie waar nie, die hele volk het 'n water getrek so omtrent nie diep te diep. Nou ek weet nie, ek lees nie in my woord nie. My woord sê dit was droë grond gewees. Droë grond is droë grond, dit is nie nat nie, daar is nie water gewees nie. Kind van die Here, Josua 6, net 2 verse daarvan. Twee die Here vir Josua sê, kyk, ek gee Jerigo met sy konings en dapper helde in jou hand. Verstaan die kind van die Here dat alreeds was hierdie stad in hulle hande gegee. Want die Here het reeds gespreek, hy het reeds vir hom gesê, hulle moet net gehoorsaam doen wat die Here sê hy moet doen. Vers 6. Eers vers 20. Toe skree die volk en het op die horings geblaas en die volk die luid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskree aangehef en die muur op sy plek ingeval en die volk het in die stad geklim, elkeen voor hom uit en die stad ingeneem. Ja, die woord van die Here is so wonderlik. So wonderlik. Kind van die Here, hoor vanmôre, om die beloofde land in te kon trek, was eerstens, was Jordaan rivier was in bloed gewees. Hy was vol, stel jouself voor, die Here sê, julle gaan hierdie beloofde land inneem, nie sit jy voor die rivier, en hy is in vloed in. Wat moes die volk gedink het? Here, hier is dan die bote nie, hoe gaan ons die ander kant kom? Miskien kon hulle begin twyfel het en ongelowig begin raak, maar ek kan nie verseker hulle het nie. Maar as 'n woord gespreek, julle sal, te midde van die Jerigo-mure waar daar was, daar was 'n belofte gesê dat hy sal hierdie land beerwe en die Jerigo-mure sal inval. Reeds is ander gesê. En ek moet vanmôre besef, kind van die Here, en ons moet daar nadink daaroor en besef wat 'n groot krag dan die teenwoordigheid van God is. Wat 'n groot krag in die teenwoordigheid van God. Ons wat ou Pinkstermanne is en vroue is, kan getuig vanmôre van bonatuurlike wonderwerke. Ons kan getuig wat ek met my eie oë gesien het. Nie waarvan ek praat nie. En die Corrie sê, bedoel ek was gisteraand 'n bietjie sky high. Kom ek getuig oor u. 'n klompie jare terug begin ons 'n gemeente daar in Gariepdam in. Ons begin met niks. Ek gaan munisipaliteit, ek sê vir ek so die saal om te hulle sê reg kan die saal kry. R10 'n maand. Ek sê, R10 is baie geld gewees daai tyd. 86 was R10 baie geld gewees. Nee, ons is 84 dan, 84. Die dorpsbeheer meneer hier gekom, hy sê my kar weer betaal niks nie. Ons begin dienste. Ons eerste diens begin ons in die sysaal. Ons eindig na 'n paar maande in die stadsaal, want die stadsaal het klaar te klein geraak. Daar sit daai môre 'n persoon in daai kerk. En sy is absoluut so siek van haar bloeddruk. Haar bloeddruk is sky high. Wat gebeur so 'n week of 2 daarna? Na gebed, na handoplegging, toe kom getuig sy die dokter sê, sy hoef nie meer 1 bloeddrukpil te gebruik nie. Amen. Sien die kind van die Here, dis Jesus wat dit kan doen. Nie die mens nie, ek kan vir jou niks gee vanmôre nie. Kan jou maar net die hande oplê en vir jou bid. Ons doen nie die werk nie. Ons doen die werk nie. Jesus doen die werk. Hy is die wat hy wil werk doen. Halleluja. Prys die Here. Kind van die Here, terwyl ek besig is, ervaar ek hierdie volk stap. Hulle is op pad, hulle stap die eerste dag. Mense hulle stap, opdrag van die Here, stap die eerste dag om my mure. Tweede dag, hulle stap om daai mure. Hulle stap, die Here sê 7 dae. Hulle stap, nou moet jy weet, tweede dag, daar's nie 'n beweging van 'n muur, daar's nie 'n baksteen wat val nie, daar's nie 'n stukkie sement wat val nie, maar hulle stap. Die Here sê stap, en die Here stap. Jy sien 'n tyd word as net nie begin opstaan, net nie begin stap in die wil van die Here en sy gehoorsaamheid. Ja, dis. En hulle stap. En die 6de dag stap hulle, die 7de dag stap hulle. Wat sou gebeur as op die 7de dag net 6 dae gestap het en moeg geraak het? Daar sou geen oorwinning gewees nie. Niks nie. Jerigo sal bly staan het. Ek dink daai ouens daai Jerigo se graaf op hoog met sê, "Hey, wat maak julle onder?"
gemeenskap hou met God nie. God gesê, stap julle en ek sal die oorwinning vir julle gee. Ek sal dit doen. Hy 7 dag kom. Sak alles in mekaar, alles val in. Jy moet inlet wat sê die woord God, dit het ingeval. Dit het nie omgeval nie. Maar die Jerusalem verskoon my vir my baie kyk. Genoeg is nou genoeg van my. Jy moet verstaan vanmôre, daai muur het ingeval, nie om, want is omgeval. Dit was onsagtelike groot mure. Gaan doen 'n bietjie die studie Jericho mure sal jy sien. Dit was massive. Hierdie manne sou moes lere gebruik om op te kom. Dit het ingeval en dan kom met gemak hierdie stad oorwin. So kan ek en jy vanmôre in gehoorsaamheid en deur ons geloof vanmôre ontvang waarvoor jy bid. Maar dan is daar 'n vers wat terwyl ek besig met die woord skielik met my opkom. En ons ken hierdie vers almal baie goed. Johannes 10:10. Want die duiwel kom om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus het gekom dat ons lewe het in oorvloed kan en dat ons oorwinning kan hê. Net jouself waarnom. Hy is een wat het gaan doen vanmôre. Ek glo dit met hele hart. Kyk net hoor wat sê die woord van God. Dan Romeine 15:4. Hy sê want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe. Sodat ons deur die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Deur die woord van God. En ek moet onthou, ons oorwinning is alleenlik as ons geloof in God het. Prys die Here. Prys die Here vir oorwinning vanmôre. Die woord van die Here sê daar in Hebreërs 10:23, hy laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Jesus wat dit beloof is, getrou. Ek kon dit eendag lees in die skrif en ek wil net so 'n bietjie verander as dit kom voor die kerk en my luister nie mooi wat ek sê nie. Ek sê maar die Here is ontrou, die oom sê amen. Sê nee, maar jy moet mooi wat ek sê. Luister wat ek sê, die Here is getrou. Maar ek verander hom net so 'n bietjie. Om dit nie mooi geluister nie, want ek kom amen klip maar aan die kerk in. Maar prys die Here. Josua 6:20, moet dit weer lees. Toe speel die volk en op die horings geplaas en die volk die gelyk met die horings hoor die volk 'n groot kruis gestel het en die muur het om sy plek ingegaan. Met ander woorde die wonderwerkende krag van God in aksie in. En toe die volk in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit en die stad ingeneem. Dit was hulle sinne. En die Here was self die aanvoerder gewees, kind van die Here. Hy was self die aanvoerder van die aanval gewees in Jericho gewees. Al wat God van die Israeliete vereis het, en God vereis môre van jou en my kind weer, was om op hom te wag. En daai is die probleem van môre, die wag. Ons kan mos nie wag nie. Nee. Ons moet ons 'n ding gister eintlik gehad het. Ons bid eers dag, maar ons moet gister gehad het. Hy sê om hom te gehoorsaam en geloof op hom te vertrou. Gehoorsaam te wees. Ons probleem is, so ek net nog gesê het, as die volk net 6 keer gestap en gestop het, sal hulle Jericho meer. Ons bid baie keer nie ons dinge sake deur nie. Ons kom tot 'n punt, dan begin ons moedeloos raak, en ons begin wat nee, want die Here hoor nie my gebed nie, en ons begin murmureer en moan en groan, en dan ontvang ons nie waarvoor ons bid. En weet jy wat? Baie keer is jy tog getrou. En hy kom, en hy maak 'n Heer vir jou. Net jy kan sien, hy is die God van wonders. Hy het nie verander nie, hy is gister vandag, môre tot in ewigheid is hy dieselfde. Hy sal jou nooit begewe nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is die God van liefde. God sal op die regte tyd die aanval en die oorwinning vir hulle behaal. Josua 6:2 en 3. Toe Josua sê, kyk ek gee Jericho met sy konings en dappere helde in jou handen. My kind aan oor 'n kind weer, kyk ek gee vanmôre op jou oorwinning oor al jou probleme, al jou situasies. Maak saak wat jou omstandighede is môre nie. As jy glo vanmôre, gaan jy dit sien gebeur vanmôre. Ek weet nie wie dit is nie, maar ek het dit gevat en in 'n gemeente
sien hierdie hande met getekende kontrakte, werkskontrakte. Sê Here, klein dit. Ek eis dit, maak dit myne. Weet jy hoekom? Maar ek weet God iets beter in store vir my, want God ken my hart vanmôre. Dis waar ek Sondag wil wees. In die huis van die Here. Die beste plek om te wees. Hoor mooi, kind van die Here. Julle moet die stad laat omtrek, al die kruismanne, trek die stad eenmaal om. So moet julle sê, as daar aan doen, ensovoorts. Hoor mooi, hoe hoog of solid hierdie mure vir jou mag lyk. Hoe reusagtig die hindernisse en probleme ook al skyn te wees, by God se aanraking sal dit so sklei in mekaar tuimel. Hy sal dit doen vanmôre. Ou Dawid kom skryf daar in Psalm 139 vers 5 vir my moeder elke môre bid. U sluit my van agter en van voor en u hand lê op my. Jy sien kind van die Here, as Here van voor of van agter is, sy hand is oor jou, kan geen vyandmag naby jou kom nie. Ek weet een ding vanmôre, daar's nie siekte in die hemel nie. Daar's nie armoede in die hemel nie. Daar's net vreugde en blydskap, en hulle sing en hulle prys die Here en hulle dans voor hom. Ons sing daai koortjie vanmôre. Ons gaan juig daar in die hemel. Hoekom? Want die lam is reeds daar. What a day that will be. What a day that will be. Kind van God, alles gebeur nie onmiddellik nie. Israel moes 7 dae wag. Baie keer wag jy langer. Maar weet jy wat? Ons net getrou wees. Ons moet geduldig en in volharding en geloof met ons wag. En weet die Here sal doen wat hy sê hy gaan doen. God verlang van ons gehoorsaamheid. Die woord van God het deur Josua aan die volk oorgedra, het alle twyfel en vrees weggeneem. Die Here sê, dit sal so wees, dit gaan so wees, maak saak dat die vyand probeer sê nie, hy kan dit nie verander nie. Hebreërs 11:30, deur die geloof en die mure van Jerigo ingeval. Daar is geen mure, lyk op kind van God, hoor mooi maar, daar is geen mure wat die uitroep van geloof kan weerstaan, en God sê, dat die tyd daarvoor gekom het nie. As die tyd daar is, kan geen helse mag dit keer nie. God het sê, dis tyd, dan sal dit tyd wees. Dan gaan dit so wees. Jakobus 2:26, want soos die liggaam sonder die gees, sonder die asem, die ruach dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Maar kind van God vanmôre, gaan jy die gewerke van geloof en aksie sien in hierdie plekke. Ek vertaal dit vanmôre in die naam van Jesus van Nasaret. Jy gaan dit sien vanmôre gebeur by die plek. Hebreërs 11:1 sê, die geloof dan is 'n vaste trouw op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wat is die groot probleem vandag? Ons moet eers 'n ding sien gebeur, dan wil ons glo. Nee, ek wil dit eers daai wonderwerk sien, dan sal ek glo. Wie is dit? Ou Thomas. Is mos Thomas, ja, ongelooflike Thomas. Hy wil mos eers die merke sien. Ja. Dan wil hy mos glo Jesus opgestaan. En vir mense daar buite vandag glo nie in Jesus nie. Hulle glo nie hy gesterwe vir ons nie. We must have faith that God is who he said he is and will do what he says he will do. Ons geloof in God hê. Want hy is wat hy is. En wat hy gesê het sal so wees. Eerstens moes hierdie volk deur die Jordaan kom. Die Jordaan is 'n volle vloed in. Hy is in, sy walle is vol. Die Jerigo staan in 'n pad in. Maar die Here sê, staan op en begin stap. Kind van God kom môre jy staan op en begin glo dat die Here gaan môre die Jerigo afbreek. Jy gaan vanmôre ontvang wat die Here vir jou wil gee. Dit waarvoor jy gebid het. Jy bid al miskien 'n lang daaroor. Ek bid al baie lank vir dinge. Maar ek weet daar gaan 'n tyd kom waar hy deurbraak gaan kom, want God is getrou. Ons moet nie kyk na die hoë Jerigo. Dis ons probleem. Ons kyk na die omstandighede wat vir
Verlede Sondag sê, kyk verby die omstandighede. Dis wat Dawid gedoen het. Hy het na Goliat kyk nie, hy het verby Goliat kyk en hy kyk na Jesus wat hom die oorwinning kan gee. Toe hy Joshua sy baard gryp en 'n bietjie daar rond skud, is ons 'n slag bietjie moet doen. Gaan in my feet. Kind van die Here, geliefdes in die Here. Elkeen van ons kom op een of ander tyd voor ons eie mure van Jerigo te staan. Want ons moet oorwin. Omdat ons weg, ons eie toekoms agter daai mure lê. Maar God verlang ook van ons gehoorsaamheid. God verlang van ons gehoorsaamheid, kind van die Here. Ons moet nie oorhaastig wees om optrede nie. En daar's 'n woord in die woord van die Here wat ons na kan kyk vanmôre. Ons moet nie ongeduldig wees soos koning Saul nie. Daar 1 Samuel 13, kom ek lees gou vir u. 1 Samuel 13. Dan gaan jy mooi verstaan waar dit gaan. 1 Samuel 13. Die Filistyne, Israel, in van die steine sonde van Saul. Saul wag vir Samuel. En Samuel daag nie op nie. Nou daai jare mag net die priesters alleen die offer gebring het. En Saul besluit, weet jy wat? Nou Samuel, jy's bietjie laat en ek is nou bang, so kom ek begin maar offer. Iets wat hy mag gedoen het nie. En Saul het gesê, bring na my die brandoffer, die dankoffer, hy het die brand en hy het die brand van die dankoffers geoffer. Kom ons bring na vers 13, toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel, jy het die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap op Israel vergoed bevestig het. Luister mooi, kind van God. Samuel weet Saul nie wat hy gedoen het nie, maar omdat hy haastig geword het en nie op die verlossingstyd van God gewag het nie. Hy was te haastig geweest. Hy het nie gewag op God se tyd nie. God se tyd is God se tyd. Ons moet in gehoorsaamheid wag. Ons moet sterk en ons moet volmoed wees. God gee hulle oorwinning oor 'n vyand wat hulle uit die beloofde land probeer hou het. So gaan God vanmôre vir jou kind van die Here oorwinning gee. Halleluja. So kan jy ek geliefdes oorwin en oorwinnaars wees oor die vyand deur geloof. Geloof wat gehoorsaamheid aan God is vanmôre. God het vir die volk gesê, skree, neem jou oorwinning vanmôre, kind van die Here. As jy môre omstandighede sit vanmôre en sê, staan op en begin jou oorwinning vat in die naam van die Here. Ter tyd waar ons begin opstaan, is tyd begin waar ons stap en sê, Here, dis vandag klaar. Genoeg is genoeg. Ek vat vandag terug wat aan my behoort. Geen siekte gaan my meer kelder nie. Geen siekte gaan my meer terughou nie. Geen omstandighede vanmôre nie. Hierdie kindertjies môre gaan hulle bedien. Ons gaan vir ons beesigheidsmanne bid vanmôre. En ek sê vanmôre, ek weet dat ek weer en weer, God gaan vanmôre bonatuurlik deurkom. Amen. God gaan vanmôre bonatuurlik deurkom. Is jy gereed vanmôre? Is jy gereed vanmôre om oorwinningskreet aan te hê vanmôre? Gee jy 'n prys vir die tyd vanmôre? En die vyand kan hoor vanmôre, ons het nou 'n magtige en 'n lewende God vanmôre. Kan my musiek nasit my broer. Hier het die volk as hy skree. Neem die oorwinning. Kind van die Here, die oomblik, die brasyn blaas, hoor vanmôre. God gee vanmôre vir jou die oorwinning. Jy kan dit net vat vanmôre. Vader, baie dankie vir die woord vanmôre. Afgelewers, U het gegee my koning. Dankie vanmôre, Here, dat ek weet vanmôre, Here, U gaan vanmôre bonatuurlik genees. Ek weet môre, Here, oorwinning soos môre in U mag in vanmôre, Here. Ons kan môre in gehoorsaamheid, Vader. Ons gaan môre opstaan, Here, ons gaan doen wat U vir ons sê doen, Here. Ons gaan môre bid, Vader. En ons glo môre, Here, bonatuurlik, Here, gaan dinge gebeur. So die Jakobus 6 gesê het, of Jakobus 5 gesê het, Here. Here, hy wat bly is met die lof en pryse van ons siektes en die ouderlik aangeroep word, Here. En daarmee ons sal dit oor, Here. Sal self hulle sonde gegee word, my koning, Here. En U sal die genesing laat plaasvind, Vader. Ek dank U môre, Here, daarvoor. In die naam van Jesus van Nasaret. Amen en amen.